Jaco, ek wil solank vir jou vorentoe nooi. Ek wil jou graag aan die gemeente voorstel. Terwyl jy dit doen, ons skop vandag af met Pinkster. Vanoggend, vanaand 5:00, môre aand 6:30, Dinsdag aand 6:30. Sondagoggend is Pinkster Sondag en dan sluit ons dit saam hier af. Maar ek wil julle graag voorstel aan Jaco en ek gaan julle van hom vir my hande klap te gee want dit is gasvryheid en ons wil hom hier verwelkom. Ontmoet asseblief vir Jaco. Jaco de Wit van Fontainebleau gemeente. Hulle is 'n lieflike gemeente, lieflike span daarso. Mens kan by julle iets van gasvryheid leer. So dankie dat jy jou hart oopmaak om vandag met ons te kom gesels, om vanaand en môre aand en Dinsdag aand met ons te gesels oor vuur en vlam. Ek vra vir Jaco, hoe stel ek hom voor? Hy het woorde gebruik soos, jy wonder nou wat ek gaan sê, nee. Ja. Plaas was een van dit, jy is lief vir die plaas, jy is lief vir die berge, maar jy is lief vir jou vrou en jou dogter Michelle en Mika, en ek het nou foto's gekry. Toe ek vir hom sê, hoe gaan dit met Mika? Toe sê sy, wag kyk, kan ek jou wys? Sy het gevra daarvoor. Ek het gevra daarvoor, en blykbaar begin jou honde al hoe meer soos jy lyk, daai foto wil ek nou baie graag sien. Maar Jaco, dankie dat jy hierso is. Ek gaan Ek wil terwyl hy hier staan 'n gebed saam doen vir hom. En voor dit is my laaste afkondiging. Ons het kinderpinkster hierdie jaar. So die kinders, waai gou vir my, al die kinders. Yes, please. Die mentors het ongelooflike mooi ruimtetuig situasie in die saal vir julle opgemaak. So met kinderbediening skop ons nou af hiermee. Ouers, nou moet julle gou fokus. Vanaand 5:00 kan die kinders, wanneer ons die diens hier het, direk saal toe gaan. Hulle gaan kinderpinkster tydens die diens sê. Môre aand gaan hulle kinderpinkster tydens die diens sê. Dinsdag aand gaan hulle kinderpinkster tydens die julle het. Right. Kan ek asseblief vir Jaco bid en kan ek asseblief vir ons Pinksterweek bid? Kom ons bid saam. Here, baie dankie vir hierdie week. Dankie dat ons in hierdie kalender 'n tyd het waar ons bewus kan raak van u gees wat uitgestort is vir alle mense. Here, ek kom bid vir Jaco. Dankie dat u hom vir ons gestuur het. Dankie dat u hom gaan gebruik vandag en die res van die week. Seën sy woorde, gebruik hom om tot seën vir ons te wees. En maak ons harte ontvanklik. Ons bid dit in Jesus Christus naam. Amen. Dankie Jaco. Ek wil vir julle die laaste stukkie lees as fotum uit Lukas. Nee, ekskuus, uit Johannes. Johannes 21 eindig met vers 25. Daar's nog baie ander dinge wat Jesus gedoen het. Maar as dit een vir een bygeskryf moet word, dink ek sou die hele wêreld nie genoeg plek vir die boeke hê nie. Daar's so baie Godstories. En daar's so baie Godstories wat ons lees van Jesus in die Bybel. En daar's so baie wat tussen my en jou leef. Mag hierdie week 'n stuk getuienis wees soos as ek dit alles moes opskrywe, sou die hele wêreld nie genoeg plek hê vir daai Godstories nie. Wees vanoggend gegroet in naam van die Vader en die Seun en die Heilige Gees. Amen. Dankie Anandi. Kom ons sit net so in ons word eers stil net so voor Here. Ons sê Vader, ons bring U dankoffers uit ons hart vir die seën wat U vir ons gegee het en vir die Gees wat oor ons uitgestort is. Here, en dan sê ons vir U dankie dat ons vanoggend hier saam kan wees. As 'n gemeenskap van gelowiges. Dankie dat ons kan stil word, maar dat ons ook kan aanbid en U kan kom loof. Dankie dat ons 'n wêreld aan die brand kan sing. En aan die brand kan leef met 'n vuur wat hoog brand. En dat ons dit kan doen met 'n hart wat bly is, want ons weet daar's mense oor die hele wêreld heen wat U aanbid. Ons is nie alleen nie.
All praise to the Father, all praise to the Son, all praise to the Holy Spirit. Kom ons sing saam. Vader, ons bring U dankoffers, dankoffers uit ons hart. Neem dit aan, terwyl ons voor U staan. Vader, dankie uit ons hart, vir U siel aan ons geliefd, vir U gees oor ons geliefd, vir U siel aan ons geliefd, vir U gees oor ons geliefd. Dankie Vader, dankie Jesus, dankie Gees van God, dankie Vader, dankie Jesus,
could I ever walk away from the one who saved my life? No, I'll never be ashamed of the gospel of Jesus Christ. How could I ever walk away from the one who saved my life? All praise to God our Father, all praise to Christ the Son, all praise to the Holy Spirit, our God has overcome. The King who was and is and evermore will be. In Jesus' mighty name I believe. All praise to God our Father, all praise to Christ the Son, all praise to the Holy Spirit, our God has overcome. The King who was and is and evermore will be. In Jesus' mighty name I believe. In Jesus' mighty name Geloofsfamilie, kom ons bid saam. Ons liefdevolle Vader, ons is hier vanoggend met 'n verwagting, met 'n hoop om van U te hoor. Mag U vanoggend, Here, spreek deur die woord. Mag U deur die Gees ons harte verlig met die wete van wie U is en wat die uitnodiging vir ons elkeen is. Word verheerlik in ons midde, Here, en wees ons genadig. Ons bid dit in die naam van die Vader, die Seun en die Heilige Gees. Ons almal sê, Amen. Julle sit omtrent so wyd verspreid soos die Here se genade hierso. Dit is vir my regtig 'n voorreg om vanoggend hier te mag bedien by julle. En dank vir die uitnodiging Henk en Anandi dat ek hier by julle mag kom kuier. Dit is altyd lekker om genooi te word. It's nice to be wanted. Vanoggend aan die begin van ons Pinksterreeks gaan ons lees van Handelinge uit Handelinge 2 uit. So as jy jou Bybel by jou het of op jou foon, is jy welkom om te volg Handelinge 2 vanaf vers 1 tot 21. Dit is die oorsprongsverhaal van die kerk, van waar Christus, waar God sy gees uitgestort het op sy volgelinge kort na sy hemelvaart. So is baie welkom om saam te volg. Toe die dag van die Pinksterfees aanbreek, was hulle almal op een plek bymekaar. Onverwags het daar uit die hemel 'n geluid soos die van 'n kragtige stormwind opgeklink. En dit het die hele huis gevul waar hulle gesit het. Tonge, asof van vuur, het aan hulle verskyn, verdeel en op elkeen van hulle neergedaal. En almal is vervul met die Heilige Gees. En het in ander tale begin praat soos die Gees aan hulle gegee het om hardop uit te spreek. Destyds het daar baie vroom Jode uit elke nasie onder die hemel in Jerusalem gewoon. En toe daardie geluid opklink, het die menigte saamgedrom en was verward, omdat elkeen gehoor het hoe daar in sy eie taal gepraat word. Verstom en verbaasd hulle gevra, kyk, is almal wat daar praat dan nie Galileërs nie? Hoe hoor elkeen van ons hulle dan praat in die taal waarmee ons groot geword het?
Ons Sparte en Meders en Elamite, inwoners van Mesopotamië, Judea, Kappadosie, Pontus, selfs Peer van Ryneveld en Asië, Frigië, Pamfilië, Egipte en streke van Libië in die omgewing van Sirene en Romeine wat hier vertoef. Jode en proseliete, mense van Kreta en Arabiere. Ons hoor hulle in ons eie taal oor die groot dade van God praat. Almal was verstom en verward en het mekaar gevra, wat beteken dit tog? Ander weer het spottend gesê, hulle is vol soet wyn. Daarop staan Petrus op, verhef sy stem en spreek hulle toe, Jode, en julle almal wat in Jerusalem woon. Dit moet julle weet, luister goed na my woorde. Hierdie mense is nie dronk soos wat julle dink nie. Dit is immers nog net maar die 3de uur van die dag, 9 uur die oggend. Wat hier gebeur, is deur die profeet Joël aangekondig. En dit sal in die laaste dae gebeur, sê God. Ek sal my gees op alle mense uitstort. Julle seuns en julle dogters sal profeteer, en julle jong mense sal visioene sien, en julle ou mense sal drome droom. Ja, ook oor my slawe en slavinne sal ek in daardie dae my gees uitstort, en hulle sal profeteer. En ek sal bo in die hemel wonders bewerk, en tekens onder die aarde, bloed en vuur en rookwolke. Die son sal verander in duisternis en die maan in bloed, voordat die groot en glorieryke dag van die Here kom. Dan sal elkeen wat die Here se naam, die naam van die Here aanroep, verlos word. Handelinge 2 begin met chaos. Met wind en met vuur en met so 'n moer dat die mense gedink het, die mense moet sekerlik dan dronk wees. Mense is hier by mekaar van verskillende tale en kulture, verskillende stories, vanaf 3 kontinente, 15 streke, wat by mekaar kom op die fees van weke, wat geherdenk het, hoe God sy wet gegee het aan die mense, waar hulle sou vier dat God altyd sou voorsien, en daarom ook hulle eerste offer sou bring in hierdie tyd. En iets fascinating gebeur met die uitstorting van die Heilige Gees. Hierdie mense van 3 kontinente oor 15 streke, verskillende tale, kulture en stories, begin hoor, begin verstaan in hulle eie taal oor die groot dade van God. En as jy jou Bybel mooi gelees het van kleins af, as jy goed gelees jou Bybel en bid elke dag het, en kategese gedoen het, sal die verskynsel van tale dalk 'n klokkie by jou laat luier. Van Genesis 11. Reg in die begin is daar die fascinating storie van die toring van Babel, waar daar ook 'n geval was met 'n veelvoud van tale, maar met 'n ander invalshoek. In Genesis 11 vers 4 skryf hulle, kom ons bou vir ons 'n stad en 'n toring met sy bopunt in die hemel, sodat ons vir onsself 'n naam kan maak. Anders versprei ons oor die hele aarde. Walter Brueggemann is 'n bekende Ou Testamentiese teoloog, en hy praat van die toring van Babel as die poging van die mensdom om te streef na eenvormigheid, een taal, een kultuur, een identiteit. Die poging van die toring van Babel is, die mantra, die logika was gewees, dink soos ons, praat soos ons, word soos ons. Binnekant Babel is daar 'n arrogansie van die mensdom, wat vir hulself 'n naam wou maak, en wou verseker en verhoed, dat hulle nie versprei sou word oor die uithoeke van die aarde nie. Hulle rebelleer teen God se plan om 'n verenigde mensdom te hê van verskeidenheid, van verskille,
van diversiteit. En kies om in die ander rigting te gaan. Die toring van Babel se arrogansie lei na verdeeldheid, lei na verspreiding van reg oor die aarde en wat mense nie meer mekaar kon hoor nie, mekaar kon verstaan nie, meer met mekaar kon leef nie. Vandag nog steeds leef ons met die gevolge van die toring van Babel. Die wonderlike ding van die Bybel is, dis nie net stories wat gebeur het nie, dit is stories wat steeds gebeur. Hulle storie is ons storie. Daarom bly die Bybel vir ons resoneer 2000 jaar later, omdat iets daarvan waar weer klink binnekant ons elkeen. Vandag is ons steeds met die gevolge van Babel, wat ons leef in 'n wêreld van verdeeldheid. Ons leef in 'n wêreld van kampe, hulle en ons. Kampe van politiek en van klasse en van verskillende kerke. Vir my sondes ondersteun ek die cheetahs. Vir my boetedoening eerder. Ons leef in 'n wêreld dat mense nie meer met mekaar kan mooi praat nie en dis al meer 'n geskreeery baie keer, meestal op social media. En wat ons mekaar nie meer kan mooi hoor nie, nie regtig meer kan luister na mekaar nie. En ek dink dis juist hoekom die boodskap van Pinkster vir ons dalk so relevant en belangrik is vir vandag. Want Pinkster beweeg in die ander rigting as die toring van Babel. Met die toring van Babel word mense verdeel deur taal. Met die uitstorting van die Heilige Gees vind ons hoe taal 'n brug raak, dat mense mekaar kan hoor en verstaan. Met Babel word mense versprei en verdeel reg oor die wêreld en in die uitstorting van die Heilige Gees op daai dag in Jerusalem maak Pinkster mense bymekaar. Met die storie van Babel probeer die mense opklim na die hemel toe. En in Pinkster daal God neer en maak sy woning in mense. Met die toring van Babel en hulle arrogansie, met hul trots en ambisie, is daar verdeeldheid tot gevolg. En in die uitstorting van die Heilige Gees het God dit so beskik dat God genees en herstel en bymekaar bring. Dat hulle wat miskien verdeeld was, nou met mekaar kan saamleef, mekaar kan verstaan, mekaar kan hoor. Handelinge 2 is die anti-Babel storie. Dis die anti-verdeeldheid storie. Dis die ek wil dinge doen soos wat dit my pas storie. Handelinge 2 is teen 'n laartrek mentaliteit. Dis teen 'n fortress bou mentality om my te beskerm. In Handelinge 2 openbaar God op die dag van Pinkster sy oorspronklike droom. Sy oorspronklike ontwerp vir die mensdom. 'n Mensdom wat vervleg en verenig in verskeidenheid en verskille kan saamleef in harmonie. Met Pinkster is daar 'n nuwe geboorte. 'n Nuwe realiteit wat in die lewe ingeroep word. Wat God iets nuuts na vore bring. Wat Paulus later in Efesiërs sou noem 'n nuwe mensheid. Met Pinkster word die kerk gebore. Die kerk as 'n voorsmaak van God se koninkryk. Die kerk as 'n teken en instrument van hoe dinge veronderstel is om te wees in God se verbeelding. Met
Pinkster word die kerk gebore, wat verskille en diversiteit en diverse stories vervleg word in 'n nuwe tapestrie van God se koninkryk. Die kerk word dan 'n gemeenskap wat mense innooi, mense laat welkom voel, mense deel maak, stories hoor, mekaar uitluister, vergewe. Om deel te wees van die kerk, meer 'n hoofletter K kerk as Peer van Reineveld geloofsfamilie, die breë kerk is om in 'n roeping in te leef. 'n Roeping wat God ons uitnooi om te getuig, om 'n teken en 'n voorsmaak te wees van sy oorspronklike plan vir ons wêreld. Om deel te wees van die kerk is om te leef met 'n nuwe verbeelding oor wat God nog altyd beplan het. Oor wat God se droom was vir ons wêreld. Voor sonde in die toring van Babel ingetree het en ons begin versprei het reg oor die wêreld. En hierdie uitnodiging is triekie, dis moeilik. Die vroeë kerk het ten diepste hiermee geworstel oor wees nou in en wees nou uit. Moet almal soos Jode leef? Wat mag ons eet? Wie moet geknip word? En al sulke dinge. Maar hulle het erns gemaak met hul roeping om 'n nuwe mensdom te beliggaam in God se wêreld. Wat 'n teken kan wees, 'n lig wat kan hoop bring. Wat iets kan getuig van God se liefde en goedheid in 'n gebroke wêreld wat dit so nodig het. Die Gees vorm in Pinkster 'n nuwe geloofsfamilie wat verskille en verskeidenheid vier. Wat nie hoër torings en hoër mure bou om ander uit te hou nie, of dalk ons in te hou nie. Maar 'n poreuse gemeenskap waarin God se liefde en goedheid kan seëvier. Die nuwe familie wat die Gees dan skep, is ook nie 'n familie wat almal dieselfde moet lyk nie. God wis nie verskille uit in die Handelinge 2 storie nie. Die parte bly parte en die medes bly medes en die Romeine bly Romeine. Die verskille word nie vervleg in 'n blender om met een bland nuwe mengsel te maak nie. Maar in God se verbeelding word daar 'n nuwe mensheid gevorm waarin hierdie verskille 'n ruimte het om in te kan floreer. In hierdie kerkfamilie word 'n eenheid geskep wat oor grense, oor verskille heen brûe bou. En mense omhels om hulself te bly en hulle eie identiteit te verloor wanneer hulle deel raak van God se koninkryk nie. Die kerk bestaan nie om 'n aparte groep mense te wees weg van die wêreld af nie. Wat apart staan met ons hoë torings, hoë mure, waarvan mense nie kan deel word nie. Die kerk bestaan om 'n nuwe mensdom te wees, wat mense omarm, wat mense deel maak, wat doelbewus spasie skep om ander in te sluit in die wonderlike storie van God se goedheid en sy genade en sy liefde. Die kerk is 'n tipe gemeenskap wat mense innooi om deel te raak van die storie van die ewige gasvrye God, wat voortdurend bly spasie skep vir die ander, die vreemde, die wat anders as ek dink en ruik en lyk. Die leuen van Babel, van die toring van Babel, is dat dit beter is op ons eie. Dat dit beter vir ons is om
'n stad te bou met hoë mure en 'n toring wat opreik na die hemele en nie versprei te word oor die gesig van die aarde nie. Dat dit beter is om eenkant te bly as om deel te wees van God se groot storie wat alle nasies, gaan lees Openbaring 7, alle nasies voor hom kom buig as sy volk. Wat God se doel nog altyd was om die hele skepping onder Christus te verenig. Babel vertel die leuen, bly op jou eie, bly eenkant staan. Bly in jou arrogansie, jou trots, jou begeerte vir beheer, eenkant staan in 'n fortress mentaliteit en raak nie deel van hierdie nuwe skepping nie. Pinkster wil by ons 'n nuwe verbeelding aanvuur. 'n Nuwe verbeelding wat ons 'n roeping het, ja, om gasvry en oop en inklusief te wees met ander wat van ons verskil. Maar ek dink ook, dis om vir ons verbeelding te skep dat daar actually 'n gift in die ander vir ons ook is. Dat ons nie net uitreik in 'n roeping om die ander te paai nie, om hulle te appease nie, om seker te maak hulle is okay nie, maar dat in God se oorspronklike ontwerp ook vir ons 'n gawe is wanneer ons oor ons eie gemaksgrense gaan. Wanneer ons toelaat dat mense deel kan raak van ons. In die Pinksterverhaal word ons uitgedaag om 'n ryker en dieper verbeelding te koester van wat dit beteken om deel van God se koninkryk te wees. 'n Koninkryk waarin ons elkeen 'n tuiste kan vind, waarin ons elkeen kan floreer, wat ons 'n eenheid kan hê in ons midde ten spyte van ons stories, ons tale, ons verskille. Wat ons 'n gemeenskap is, wat ons 'n eenheid is as gevolg van ons verhouding en verbondenheid aan Christus. Pinkster nooi ons uit om in hierdie nuwe mensdom in te leen. Om in hierdie nuwe mensdom in te leef. En dat ons lewens as 'n kollektief, as individue getuig. Dat dit kan skyn soos 'n stad op 'n berg van die liefde, van die goedheid en van die genade van ons Here. 'n Nuwe mensdom is moontlik. Ons wêreld kort nie nog torings van Babel nie. Ons kort nie nog onderskeid en verdeeldheid nie. Ons kort 'n mensdom wat bereid is om in ongemak en selfopofferende liefde ander in te hak, deel te maak van die groter storie van die goedheid van God. As kerk word ons uitgedaag om nie Babel te speel nie. Om nie ons eie grense en mure hoër te bou nie. Maar om toe te laat dat God ons verander. Want dis ons wat vuur doen wanneer dit kom. Dit verander dit waarmee dit in aanraking kom. Om ons te verander, te reinig en te verfyn as mense van die lig. As mense van liefde. As mense wat leef vir die oortuiging dat dit beter is om te leef volgens die Here se wil as volgens ons eie belange. Pinkster daag ons uit om op te hou om torings te bou. Om op te hou om mure te bou. Om op te hou om weg te kruip in vrees en in selfbelang. Maar om
onder die afdak hier te stap na die persoon wat jy nie ken nie en dalk net te vra, wat is jou naam? Hoe gaan jy male? Om besluit te maak om jou trots en jou vrees en jou sak te steek en in braafheid oor die grense te gaan om mense te kan innooi en deel maak van God se goeie en heilsame storie. In Pinkster word ons deur die Gees bemagtig. Word ons bekragtig om braaf te wees, sodat hierdie liefde kan vlam vat. Sodat hierdie veldbrand kan strek oor die breedte en wyte van God se wêreld. Mag in hierdie Pinksterseisoen, mag ons uitgedaag word om nie te begin dink oor wie die ons is in God se kring. Wie die mense is wat God wil deel maak van sy groot storie. En wat ons rol is om dit te beliggaam. Om dit te vermag as volgelinge van Jesus, as deel van 'n groter geloofsfamilie binnekant die Here se kerk. Kom ons bid saam. Here, ons moet bely dat dit soms vir ons moeilik is om nie net aan ons verhouding met U te dink in private kontekste nie. Om te dink dat ons deel is van 'n geheel van iets groter en dat ons 'n roeping daarin het om U liefde en U goedheid te beliggaam. Here, ek bid vir Peer van Reineveld, Here. Met hulle begeerte en roeping om as geloofsfamilie iets van U te beliggaam in hulle wêreld, mag U hulle deur die Gees braaf maak. Mag U hulle selflus maak. Mag U hulle vul met U liefde. Mag wanneer mense hierheen kom of met hierdie gemeente in aanraking kom, mag hulle oortuig wees van die goedheid van ons God. Mag U vuur brand in ons harte, Here. En mag ons nie skroom om bang te wees, weg te draai, om nie U liefdestaal te praat vir ons wêreld nie. Ontmoet ons, Here, ons begeerte om U volk te wees, om U kerk te wees. En mag U verheerlik word. Ons bid dit in die naam van die Vader, die Seun en die Heilige Gees. Amen. Would you move?
Jaco, dankie. Dit is lekker om na jou te luister, maar ek voel soos toe ek en Henk gister saam met Lenet in haar span gesit het van so die regte timing, so die regte dag. Dankie. Ons geloofsfamilie ontdek en leef Christus saam, né? Ons kan nie as ons ontdek het wat die genade van die Here is, dit ons keer om dit te leef nie. En vir die laaste 2 jaar praat ons saam en ons sê, en ek wil dit nou sê na Jaco se boodskap, want ek dink dit som op waarmee ons besig is in elk geval, en ek dink ek hoor soos al hierdie woorde in Jaco se boodskap vandag. Ons is deur die Gees oortuig, om bidend, en met ons Godstories, alle mense met liefde te bedien. As ek dink aan Pinkster, dan dink ek aan Pinkster bidure. Enige iemand steek gou jou hand op wat ervaring daarvan het? Ek vra nie of hy goed of sleg is nie, ek vra of jy weet waarvan ek praat. Okay, goed. Pinkster week het ook hierdie gebruik en ek dink dit is reg en ek dink dit is ons verstaan iets as ons gebed en Pinkster saam bymekaar bring. Vir huisgeloof wil ek jou vra om vir so 'n paar sekondes net na die persoon of na jou huis toe langs jou te draai en te sê, wat dink julle moet ons voorbid? Ek gaan nie nou weer vir julle preek nie. Wat dink julle as huis of die mense wat langs mekaar sit, waarvoor moet ons bid? En as julle dit net in 'n sin of 2 saam met mekaar kan sê, en as jy dan die woorde daarna sê, in die naam van die Here Jesus Christus, amen, dan was dit 'n gebed. So kom ons draai gaan na mekaar toe in ons huise, vra vir mekaar, waarvoor dink jy moet ons bid? Bid daarvoor, sê amen. Ons gemeenteraad en bedieningsleiers het by die sinnetjie, ons is deur die Gees oortuig om bidend en met ons Godstories alle mense met liefde bedien gekom, toe ons begin vra het oor gebed en waarvoor om te bid vir ons geloofsgemeenskap. So jy is besig met 'n geloofsoefening nou daar waar jy sit, terwyl jy jou kinders leer om te bid. Ek wil jou vra as jy nou gepraat het oor iets waarvoor om te bid, wat jy dink jy met my of met Henk of met een van die gemeenteraadslede kom deel, kom sê vir ons. Hoorie Pieter, ons dink ons moet hiervoor bid. Of jy kan na die tyd kapel toe kom en letterlik self saam met ons daarvoor bid. Huisgeloofoefening, gaan aan met hierdie gebed, oefen dit, praat by die huis met mekaar, waarvoor moet ons bid? En dan bid ons daarvoor. Kom ons bid vir hierdie dankoffers wat ons opgeneem het. Here, dankie dat U vir ons voorsien en dat U vir ons gee. Here, dankie dat ons kan gee. Gebruik dit tot eer en verheerliking van U naam, tot die uitbrei en opbou van die koninkryk. Dankie vir die voorreg dat ons deel daarvan kan wees en dat U hierdie roeping vir ons gee. Ons wil alle mense met liefde bedien en ook met ons finansies. Ons bid dit in Jesus Christus naam alleen. Amen. Sy, kom ons staan op en ons sluit. Nuwe lewe, Here gee my nuwe vrede, want U maak my vry van die bande, waarmee die vyand my wil bind. Nuwe toekoms, ek is in U hand, die liefde, U is aan my kant, en oorwinne, sal ek vir altyd triomfeer. Vrij
liewe geloofsfamilie, ek wil graag seën vanuit Efesiërs. Efesiërs 3 vers 16. Ek bid dat hy vir julle na die rykdom van sy heerlikheid dit sal skenk, om deur sy gees met krag dat die innerlike mens versterk te word, sodat Christus deur die geloof in julle harte mag woon, terwyl julle in die liefde gewortel en gegrond is, sodat julle volledig in staat mag wees om saam met al die heiliges tot die besef te kom van die breedte en die lengte en die hoogte en die diepte, ja, om die liefde van Christus te leer ken wat alle begrip te bowe gaan, sodat julle gevul mag word met al die volheid van God. Genade vir julle en vrede van ons Here Jesus Christus. Amen.